Dis min wat het gebeur, maar hier staan ek en my goeie vriend Stefan langs mekaar, want ons doen ritme nou al vir min of meer 7 jaar plus langs mekaar, en dit is 'n voorreg, dit is 'n absolute wonderlike voorreg om vir jou te sê welkom by Ritme Digitaal. Absoluut, Johan Smit, en waar jy ook al luister, waar jy ook al kyk, op watter sosiale media platform ook al, mag jy regtig die Here se woord beleef, want dit is wat in Johan en in my hart klop. Dankie vir soveel terugvoer wat ons kry. Soos ons twee deur die land beweeg vir verskillende redes, verskillende plekke, is daar soveel mense wat net vertel hoe word hulle gemotiveer, geïnspireer, hoe word hulle harte geraak, en dit is ons hele doel hiermee. So dankie, baie dankie vir daardie terugvoer. Ja, en soos ek gesê, dit gaan vir ons oor die woord. Die woord is ons lewe, mag dit afgee, mag die Here se woord ook jou lewe wees, elke dag. En dis ons wens dat hierdie aktueel sal wees, dat dit regtig van toepassing op jou lewe sal wees, so geniet die uitsending baie. Goeiedag, liewe ritmeerders. Kom ons skep 'n nuwe woord of 'n ander woord. Ek is so bly dat jy saam met ons in hierdie ritme is om God se wil en God se pad vir ons lewens te soek en dit te leef en dit te doen. So vandag wil ek met jou praat oor hoe belangrik elkeen vir God is. Want ons verstaan nie altyd dat die Here se hart is regtig vir almal nie, en almal sluit almal in. En as ons nie die belangrikheid van God se hart vir almal verstaan nie, dan vergeet ons baie keer in moeilike tye sy hart vir ons. Dan wonder ons waar hy is en wat dink hy van my, en dan kan ons ook verval in 'n baie selfsugtige godsdiens van dis ons en hulle, en dit is glad nie die hart van God nie. So ek wil vandag so 'n illustrasietjie wat Jesus self gebruik het in Lukas 15 vanaf vers 3 tot 7 net vir jou lees en met jou daaroor praat. Jesus het hierdie illustrasie gebruik en gesê: as jy 100 skape het en een verdwaal en een verlore geraak het, sal jy nie die 99 ander net daar laat staan en die een gaan soek tot jy hom kry nie. Dan sal jy hom met blydskap op jou skouers huis toe dra, en wanneer jy tuis is, sal jy jou vriende en bure roep om saam met jou bly te wees, omdat jy jou verlore skaap gevind het. Hoor nou, net so sal die hemel blyer wees oor een sondaar wat tot inkeer kom, as oor 99 ander wat regverdig is en nie afgedwaal het nie. Nou, hierdie hoofstuk in Lukas hoofstuk 15 is 'n kort hoofstuk vol betekenis. Daarin lees ons die simboliek tussen verlore en gevind, en die waarde van sondaars en die waarde van goeie mense, en die simboliek tussen 'n gemeenskap wat bly is oor verlore dinge wat gevind word, en dan die vreugde in die hemel oor 'n sondaar wat berou het. Lukas begin sy 15de hoofstuk met 'n bekende toneel. Jesus is omring deur sondaars. Jesus is besig om sy hart en sy woord met sondaars te deel, en dan kom die skrifkenners, die heiliges, en hulle kom, en hulle is die luisteraars ook daar, en hulle is nie gelukkig daarmee nie. Maar Jesus begin te praat met die sondaars, met die mense wat sukkel, met die mense wat swaar kry. Maar die teenstelling van die fariseërs wat in hierdie groep is, hulle staan en hou al waak oor met wie Jesus praat en begin mor. Hulle is nie gelukkig met wie Jesus praat nie, en dan kom hy omdat hy met hulle ook wil praat, hulle ook wil insluit, dan sê hy vir hulle, daar's 99 en daar's die een. En die reaksie van die regverdiges is dat Jesus amper half op die verkeerde traject is, dat Jesus nie met hulle mag praat nie, en dat dit 'n struikelblok vir hulle is. Hoor nou wat gebeur hier. Hy sê die tollenaars en berugte sondaars het dikwels na Jesus gekom in Lukas 15 en hom omring. Fariseërs en wetkenners het beswaar gemaak dat hy met veragtelike, hoor hierdie sterk woorde, veragtelike mense geassosieer het en selfs saam met hulle geëet het. Ek dink een ding wat ons as deel van ons lewens moet vasmaak, sodat ons in ons leefwêreld 'n verskil kan maak, is die Here is vir almal, en by hom beteken almal. As ons Jesus wil volg, moet ons regtig gaan kyk waar hy stil staan en waar hy stop en waar hy tyd spandeer. En ek gaan net so 'n paar vinnig noem. Hy stop by 'n vrou wat in oorspel was.
Hy stop by stikkende mense, mense wat enorme lewensvrae in hulle lewens beleef. Hy gaan na die ander kant toe, die plek van waar daar volgens hulle duiwels en demone is, en hy kom by die besetene van Gadara en maak 'n verskil daar. Hy drink water saam met 'n Samaritaanse vrou. Ek dink die een wat my die meeste getref het is, as ons kyk wie het hy gekies. 'n Tollenaar. Hy het mense gekies wat hom verloon. Hy soek altyd die een. Die Here se hart is vir die een. Ons wil altyd hê daar moet iets groot gebeur en magtige herlewings gebeur. Wie wanneer word ons wêreld verander? Wanneer ons verstaan dat sy hart is vir die een, en as ons met een kan begin werk en een kan deel, en dan kom die groot besef, ek is die een. Ek is die een wat hy gesoek het en hoe hy my lewe verander het. Maar om hierdie illustrasie van die een verder te vat, wil ek net stil staan by die storie van die tollenaar. En ons vind sy storie in Lukas 19. En ek gaan net so hier en daar grepe uit dit aanhaal vanaf vers 1 tot 10. Jesus het Jerigo binne gegaan, deur die stad gestap. Let wel, daar was iemand met die naam Saggeus. Hoor nou die klem wat Lukas insit. Let wel. Hy was die hooftollenaar en 'n ryk man. Hy het sy bes probeer om te sien wie Jesus is, en maar vanweer die skare en omdat hy kort was, kon hy nie hom raak sien nie. En hy het vooruit gehardloop om voor te kom en in 'n vyeboom geklim om Jesus te sien, omdat hy daar sou verbygaan. En hoor nou weer die detail wat Lukas skryf. Toe Jesus by die bepaalde plek kom, het hy opgekyk in die boom en vir Saggeus gesê, Saggeus, en julle ken dit, en ons het dit in die kinderkerk gesing, klim haastig af, want ek moet nog vandag by jou huis toe gaan, of tuis kom. Saggeus het haastig afgeklim, en dan het die Here na sy huis toe gegaan, en dan kom die Fariseërs protesterend en sê, hy het werklik waar teruggegaan by 'n sondige man. En Saggeus het gekom, sy hart aan die Here gegee en gesê, ek gaan my besittings regmaak, en ek gaan alles wat ek gevind het dubbel teruggee. En dan kom Jesus en hy sê vir hom, vandag het daar verlossing in jou huis gekom, omdat ook hierdie man 'n seun van Abraham is. Ek, die seun van die mens, het gekom om mense wat verlore is te soek en te red. As jy die storie wil verstaan, en dis waarmee ek jou vandag wil aanwakker in jou hart, is dat tollenaars was glad nie gereken onder die Jode nie. Hulle was die uitverkopers. Hulle was die ouens wat vir die Romeine gaan werk het, tolgelde regmatig en onregmatig, dit klink baie polities vandag, geld gevat het. En in die Joodse orde het hulle glad hulle nie gereken nie. In die Joodse orde was daar hierdie, as ek dit in my goeie Afrikaans kan sê, pecking order, die Lewiete, dis 'n stam, dis 'n groep, hulle het in die tempel gewerk. As jy in daai families gebore is, het jy 'n kans gehad om 'n plek in die tempel te kry, en geen ander familie kon dit kry nie. En dan gaan hierdie pecking order ondertoe, tussen die verskillende stamme, en dan by die heel nederigste stamme gaan dit verby. En dan mag selfs sondaars in die tempel kom met sekere voorwaardes en tot op sekere plekke. Maar 'n tollenaar mag nie in die tempel gekom het nie. En Jesus het na 'n tollenaar se huis toe gegaan. Weet wat het ek gelees in hierdie gedeelte en my hart aangegryp, want Saggeus hardloop en hy klim in 'n boom want hy wil Jesus sien. Hy het van hom gehoor, hy wil iets beleef dalk van dit wat hy gehoor het kan beleef word. Jesus kom ontmoet jou by jou soekplek. En ek wil jou vandag in jou hart aanmoedig om nie weg te hardloop van jou soekplek af nie, maar jou hart oop te maak om hom te ontmoet binne in jou soekplek. Want hy wil by ons kom en hy wil 'n verskil maak. En vir my die mooi ding is, en dis nou maar my eie metafore wat ek trek, is hy sê vir Matteus, klim uit die boom uit, hy bring ons aarde toe. Hy bring ons uit ons weird soekplekke uit en hy sê, kom aarde toe, ek kom na jou toe, ek kom na jou huis toe, ek gaan saam met jou eet en ek gaan saam met jou maaltyd hou. So hy kom in ons leefruimte in en ons hoef nie met skaamte te staan nie. So hy's regtig daar vir die een, hy's daar vir ons wat gelowiges is selfs en onsself afskryf en dalk vir jou vriende wat nie gelowiges is nie en ek en jy afskryf. Hy's daar.
En dan het hy saam met hom geëet, saam met hom maaltyd gehou. Hy ontmoet vir Matteus presies waar hy is en dan word Christus se storie word my storie. In hierdie ontfermende genade sien ek myself as die een wat selfs al dien ek hom en al staan ek in sy diens, voel ek baie keer soos daai verlore skaap. Ek sukkel, ek het my slegte dae, ek weet, dalk sukkel jy nie daarmee nie, maar ek het my slegte dae in die verkeer, en slegte dae met ongeduld, en slegte dae met negatiewe gedagtes, en dan voel ek soos die een, en dan wil ek wegkruip, in plaas van om te weet, in my soekplek kom ontmoet hy my, en ek bly vir hom ewe belangrik. Dit is lekker om deel van sy storie te wees, van om gesoek te wees, en gevind te wees, deur sy genade. Maar weet jy wat, is nog belangrik, sy storie moet regtig my storie word, want met sy vooraf weet van hoe stikkend ons is, gaan dit en hy kom nie op 'n snaakse manier na ons, hy ken ons storie, hy kom binne in ons storie in, en hy kom verander ons lewens. Maar ek wil vir ons as gelowiges 'n waarskuwing hier rig. Moenie probeer om sy genade storie te skryf nie. En moet ook nie probeer om sy genade storie vir jouself te sensor nie. Dit is sy storie. Dit is sy storie waar hy ons ontmoet en hierdie hele ontmoeting bring vreugde in die hemel. Die hemel is bly. Die hemel is bly oor die een. Elke keer is die hemel bly oor die een. En die hemel is bly oor my en jou wat navolginge van Christus is, wat hom net toelaat in ons leefwêreld en that's my boy, that's my girl. Daai ervaring van, jy het gehoor, jy het hom ingenooi, jy het agtergekom, hy is by jou en hy wil jou help. Maar daar's 'n tweede groep mense in hierdie storie en dis die 99 en dit is die kudde, dis die baie. En baie keer is ons so pynlik en seer en van ons wil nooit weer aan 'n groep behoort nie en van ons wil op 'n afstand volg en want ons plaas die hele kerk wat eintlik maar net mense is. Plaas ons in 'n kategorie van ek wil nie deel wees van dit wat gebeur nie. En ons praat 'n prentjie van hoe die kerk moet lyk en dan kom ons en ons herskryf die kerk deesdae en God is besig om die kerk heeltemal te herskryf en mense kom by mekaar en daar's plekke en veilige plekke soos ritme om deel te wees aanlyn en in persoon. Weet jy hoekom is hierdie 99 belangrik? Want tussen die 99 word ek heel. Tussen die 99 word ek getransformeer in liefde en hierdie 99 is wanneer ek dan daai een word, is hulle wat hulle arms na my toe kan uitstrek en God se hande in my lewe kan wees. Tussen die 99 word ek geslyp en vind ek my plek en dit word my plek van mooi maak. Kyk wat het gebeur in Matteus se lewe, hy het besef, dit wat ek doen is nie lekker nie en dit nie goed nie en hy het gegaan en dit gaan regmaak. Dit is amper soos 'n bloedoortapping wat plaasvind as jy hier tussen hierdie 99 is, want hier word ek weer lewendig en gesond. Maar dan moet ek en jy ook die vraag vra, want soms is ons die 1 en soms is ons die 99. Hoe moet die 99 lyk en hoe moet ons harte lyk wanneer ons dan die 99 is, by mekaar kom? Hy praat van ons as 'n called out assembly. Dis 'n saamkom van mense wat geroep is en daardie mense wat geroep is gestuur om die een te gaan haal. Dis 'n bymekaar kom van die mense wat 'n opdrag gegee is. En wat is hierdie opdrag? Ons leef nie vir onsself nie, ons moet mekaar lief hê. Kan jy saam met my dink wat kan gebeur as ons verstaan ons is deel van die 99 en al beleef ons een oomblikke, ons is deel van die 99 en ons is veilig en daar buite is die ene wat rondloop wat ons nodig het om heel te kan word en gesond te kan word, want as die een weg is daar nie blydskap nie. As die een weg is
is dit vir God belangrik dat ons hom sal bereik. En daarom moet ons in die ritme kom van om hierdie boodskappe te deel en knaand by mense te sê, kom stap saam met my, kom wees saam met my, kom kyk saam met my, sodat hulle deel van die 99 dan kan word. Wat moet ons dan bied as die 99? 'n veilige plek. 'n veilige plek. Ons moet met oop arms wag. Ons moet met oop arms staan en gereed wees vir die een wat wil inkom sonder voorgee, sonder dat ons 'n rating doen of hulle waardig is. Weet jy wat, mense gee nie om wat jy glo nie, het iemand geskryf, totdat hulle weet hoeveel jy omgee nie. Ons moet genoeg omgee. Ons moet genoeg omgee vir mense en ons moet genoeg care dat mense kan inkom en hulle deel van ons lewens maak. En ek wil nou 'n laaste begrip deel, want ek wil hê jy moet verstaan hoe belangrik die 1 en die 99 is. En dit vind ons in Filippense 2. Filippense 2 vanaf vers 6 tot 8. Hoewel hy self God was, het hy nie daaraan vasgeklou wat hom toekom nie, maar hy het dit prys gegee en hy het 'n slaaf geword en aan die mens gelyk geword. En toe hy as mens geleef het, het hy homself nog verder verneder deur tot die dood toe gehoorsaam te wees, ja, tot die kruisdood toe. Dis hoe belangrik ek en jy en die 1 en die 99 is. God het Christus gestuur. Christus het ja gesê en hy het mens geword. Hy het homself verneder, hy het sy goddelikheid prys gegee. Hoor dit. Hy het nie aan sy status, sy image vasgehou nie. En toe hy mens word, die woord wat daar gebruik word, praat van hy het slaaf geword, het hy hom nog selfs verder as 'n slaaf verneder, hy het sonde geword. Dit is hoe belangrik die 1 vir God is. Yes, kan ons as sy kerk, as sy mense, as gelowiges verstaan dat hy wil ons gebruik en ons moet 'n veilige plek wees waar die mense kan inkom en kan sê ek sukkel hiermee, ek sukkel daarmee, en dan is daar daai een wat kom en gaan en dat ons daai genade sal hê vir hom wat kom en gaan. En ek kan vir die een lief wees. Ek kan vir daai een lief wees wat regtig sukkel. Want ek hoef nie aan my image, my status vas te hou om vir mense lief te wees nie. En kan my storie waar God met sy genade ingegryp het in my lewe, kan ek my storie met ander begin deel en sê ek wil deel wees van hulle wat die 1 inbring en die 99 versorg. Iemand skryf hierdie woorde en ek kan regtig nie onthou wie dit geskryf nie. Hy sê, I'll rather attend a church with messed up people that loves God than religious people who dislike messed up people. Ja, kan ons kerk wees. Kerk is nie 'n gebou nie, kerk is nie 'n organisasie nie. Kerk is die ritme van God se genade. Dis wat kerk moet wees. Wees kerk en nie 'n heiligdom nie. Wees kerk en nie 'n elite nie. Wees kerk en wees toeganklik. En kom ons maak dit vir mense maklik om deel van die koninkryk te word. En daarmee sê ons nie, ons is sag op sonde of sag, nee, ons is nie my taak om dit te doen nie. Luister wat skryf Petrus in Handelinge 15 vers 19. Hy sê, daarom is ek van oordeel dat ons dit nie moeilik moet maak vir die gelowiges wat hulle tot die geleedere van die nie-Jode, van die geleedere van die nie-Jode wat tot bekering wil kom. Ons moet dit nie vir hulle moeilik maak nie. Kom ons maak ons harte oop. Kom ons maak ons deure oop. Jy hoef nie soos ek te lyk of te ryk nie. Kom net. God red. God herstel. En God verander. Mag ek en jy as die 99 uitbeweeg in die 1 gaan haal. En as jy vandag voel soos die 1, mag jy ervaar ek is veilig, ek gaan weer deel word. Besluit dit. Ek gaan weer deel word van die 99. Hiermee sluit ek dan af. Ons het 'n opdrag, die 99, om te gaan. En as ons die gaan verloor het, het ons die wese en die bestaan van kerkwees verloor. Ons kan nooit sê ons het gearriveer en ons het bereik nie. En daar sal altyd hierdie spanning wees tussen die 99
en die 1, maar daar is krag en veiligheid in die 99, sodat ons regtig sy kerk vir die wêreld kan wees. Ons is God se plan vir 'n wêreld wat om ons dit nodig het. So, vanmôre, vandag, vanmiddag, wanneer jy ook al na hierdie video kyk, dan bid ek dat jy sal ervaar waar jy in jou lewe staan, 'n werklikheidsoomblik het en sê, is ek die 1 of is ek deel van die 99 of is ek dalk deel van Christus se groep, maar ek wil nie van die span deel word nie. Vra vir die Here om jou te help, om 'n gestuurde te wees, om sy genade na mense toe te vat en 'n verskil te maak in die leefwêreld van hulle om jou. Ek sluit af met hierdie vers. 2 Petrus 3 vers 9, nuwe vertaling. Die Here is nie stadig om sy beloftes waar te maak nie. Sommige dink hy stadig hiermee. Hy is eintlik maar net geduldig met julle. Hy wil nie hê dat sommige verlore moet gaan nie. Hy wil hê dat almal tot bekering moet kom en hom moet dien. Die Here wil hê dat almal tot bekering moet kom. Almal by hom is almal. Die tollenaars, die sondaars, ek en jy wat struikel, ek en jy wat soms die veilige 99 moet wees. Mag die Here ons regtig saambind in 'n leefstyl, in 'n ritme, waar ons die heeltyd hierdie aktiwiteit het van 99-1. 99, julle is veilig, kom ons gaan haal die 1. 1, kom huis toe. Hier is 'n 99 vir jou, waar jy kan groei en kan heel word. Mag God ons daarin help. Ek bid vir ons. Vader, help ons om hierdie prentjie nie as spanning te sien soos die Fariseërs nie. Maar help ons om hierdie prentjie te verstaan dat almal vir U belangrik is en dat ons binne-in dit 'n belangrike taak het. Help ons om uit te reik en te leef vir daai een, te verstaan hoe belangrik hulle is, dat die hemelse prys betaal is, sodat elkeen kan inkom. En dan vir ons wat sê ons is die kerk, help ons om die veilige kerk te wees, waar die een kan instap. Stuur ons dan in hierdie week, in ons leefwêreld in, sodat ons 'n verskil kan maak. In Jesus naam. Amen. Wat 'n voorreg dat Johan en ek vanaand ook saam by hierdie afsluiting van hierdie boodskap kan gesels. Vanaand se boodskap was opbouend en kragtig, dit was die Here se woord. En dankie vir elke stukkie ondersteuning wat jy vir ons gee. Dis vir ons 'n motivering, dis vir ons 'n inspirasie om aan te hou en nogmaals aan te hou, om die Here se woord vir jou te bring. Dankie vir jou finansiële betrokkenheid, dankie dat jy ook jou beursie oopmaak. Op daai manier jou hart ook vir ons wys om hierdie prakties moontlik te maak. Ja, en die woord is nie net vir kyk nie, die woord is vir doen. En een van die maniere hoe is dat ek ook 'n verspreider, 'n woordverspreider, 'n goeie nuusverspreider word. Gee asseblief hierdie boodskap verder aan. En dan van my en Stefan se kant, albei van Ritme se kant, 'n wonderlike week vir jou verder.